Hebreërs 12, ek lees al 29 verse. Die tema, dus die Here tug die wat hy lief het. Ons gaan nou kyk na die woord tug, wat daar bedoel word. Maar voor ek vir ons lees, ek gaan vanoggend bietjie anders wees, julle woorde te volg. Dis hoekom ek lank terug die 53 kansel Bybel ook gevra het om vir my weer terug te sit hierbo. Ek gaan vanoggend 53 lees, so julle sal kan volg in die Nuwe Testament, maar ek voel die vertaling werk vir my so aan die oorspronklik is my daar bietjie beter is wat die meer vrye vertaling gedoen het. Kom ons buig ons hoofde, Here. Dankie vir u kosbare woord, die Bybel wat ons almal wat hierso sit, baie mense het in hulle huise, Here, dat ons die voorreg het om dit te mag lees, te mag nadink daaroor en te mag bid tot u. En dat ons op Sondagoggende hier in 'n gebou kan kom sit en die woord mag hoor. Here, gee dat daardie voorreg wat ons het, by ons diep in ons harte sal intrek, Here, dat ons sal besef, wat het ons? En wat 'n voorreg het ons nie, Here, om u woord, dalk meer as een Bybel in ons huis te mag hê, te mag lees, verskillende vertalings te mag hê, Here, met hulle wat terwille van hulle geloof vervolg word, selfs hulle lewens verloor, Here, het nie eers, meeste van die tyd, nie eers so 'n boek. Het dalk net 'n bladsy wat uit 'n Bybel geskeur is. Weet ons, Here, daardie mense memoriseer u woord, want hulle ag dit kosbaar. Gee, Here, dat ons wat so gemaklik leef, u woord kosbaar mag ag. Want u sê ook in die woord, al is daar nie meer beeste of klein vee in die kampe nie, maar nogtans sal ek jubel in u, en u het vir ons u woord, wat u bemoeienis is met die mens. Dankie daarvoor, Here. Kom ook vanoggend, elkeen wat hier so sit, ook open hulle oë, hulle ore, ook hulle harte, maak hulle ontvanklik vir u woord. U Gees maak dit ook lewend in ons harte. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek lees daar vers 1, ek gaan die ou vertaling, ek het die nuwe vertaling, maar ek gaan hom nou nie vanoggend lees nie. Dit is my gunsteling vertaling, maar soos ek reeds gesê het, hy kom vir my bietjie beter voor as die nuwe vertaling. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand of regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat soos 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle en julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle die vermaaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Prediker 4 vers 4 of 25. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei die seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad,
moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n oorheerder wees nie of onheilig soos Esau, wat vir een spysgereg sy geboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën sou wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basseingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling van wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woorde nog eenmaal was duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Vanoggend se tema, die Here tugtig, die wat hy liefhet, kan veral in ons dag dalk verkeerd verstaan word, of die tydsgees waarin ons leef, of die hedendaagse teologie, en die meeste van julle is nie onbekend met hierdie dinge nie. Daarom is ek al meer geneig om ouer kommentare te raadpleeg, wat ek glo minder die geneigtheid het om van die waarheid af te dwaal, minder die geneigtheid het om die onfeilbaarheid van God se woord te bevraagteken, as die enigste waarheid tot die lewe, die enigste ware God wat daar is, waardeur diegene gered kan word, as hulle na sy wonderbare lig kom. Nou weet ek ook, en ek glo ook, so van julle ook, dat teoloë verskil oor wie die skrywer van Hebreërs is, of ek weet daar's ook mense wat dalk nie noodwendig belangstel in wie die Hebreërs geskryf nie. Jou meer ouer vertalings verwys na
na Paulus wat die boek Hebreërs geskryf het. Die vroeë kerk het dit goed gedink om Paulus die outeur van die boek Hebreërs te maak. Soos opgeteken is ook, jy kan dit lees in Hebreërs 13 vers 20 tot 25, waar Paulus op sy gebruikelike manier weer groete oorgedra het aan wie hy dit ook geskryf het. Hoewel Paulus se naam nie in die boek Hebreërs genoem word nie, en net die van Timoteus in hoofstuk 13. Hoe dit ook al sy, is dalk irrelevant. Maar aan die ander kant is dit ook belangrik, want die kerk se bestaansreg is op die spel. Die kerk se integriteit is op die spel. En hoekom ek vanoggend hierdie roete beweeg ter verdediging, is dit vir my belangrik om dit vir julle so aan julle oor te dra, of dit so aan julle te verduidelik, hoekom ek so sê. Tydens my studie, ek weet nie of ek dit al vertel het, tydens my studie, het ek tot die ontnigtering gekom, toe een van my Nuwe Testament professore, ek kan nie onthou wat se jaar dit was nie, vir my gesê, rakende 'n Nuwe Testament boek, nie noodwendig oor die Bybel nie, die Nuwe Testament boek het gegaan oor die historiese Jesus, was 1500 bladsye of meer kommentaar wat 'n Britse teoloog geskryf het. Goeie navorsing wat gedoen is oor Christus as historiese figuur, hoe goed dit ook mag wees, toe hy vir my sê, maar die man is ook 'n professor, is 'n ateïs. Hoe kan sy woord dan die waarheid wees? Want in die eerste plek verwerp hy Christus as middelaar, hy verwerp Christus as verlosser en saligmaker, en hy verwerp ook God, wat sy seun gestuur het. Daarom verwerp ek as kind van God ook die boek. As teoloog die maagdelikheid, sy geboorte, sy lewe, sy kruisiging, sy opstanding, sy opvaar na die hemel. As hulle dit verwerp, verwerp hulle eintlik sy goddelikheid en hulle verwerp sy menslikheid. En reeds in die 2de, 3de eeu na Christus het die kerk bely, Christus is volkome God, volkome mens. Verwerp daardie teoloog die waarheid. Daarom dat ek sê, hoewel daar ook vandag goeie kommentare is, het ek die geneigtheid om meer na die ouer kommentare te beweeg, omdat dit daardie tyd minder was, wat die mense hierdie dinge bevraagteken het. En ek noem dit vanoggend, want ek praat met jou ook. Dat jy hoor wat bely ek. Maar nou kan jy jouself ook die vraag vra, maar wat glo en wat bely jy? Dus gebruik ek goeie kommentare, wat daar is in ons tyd, maar ek verwerp hulle woord, wat hom misken as God en as mens. Ek verwerp hulle wat hom ontken as 'n historiese persoon wat geleef het. Ek verwerp hulle kommentaar of hulle woord, omdat hulle ontken wie hy is.
Dan ook waarom dit vanoggend my openbare belydenis is, rakende die besluit wat die algemene synode ook ingeslaan het, waarvan die van julle sit daarmee bekend is. Ek dink nie is 'n enkele mens vanoggend in hierdie kerk wat nie bewus is van die besluite wat die NGK of die algemene synode ingeslaan het nie. En dan sê ek dit ook vanoggend dat ons die enigste gemeente is in die ring van Brakpan wat aksie geneem het, of sê ek as bedienaar van die woord, want ek weet nie wie van julle almal in die hart voel soos ek nie, maar wat aksie geneem het teen die besluit van die algemene synode. Ek sê dit vanoggend nie veroordeel nie. Die enigste dominee wat in die ring, sover ek weet, wat opgestaan het daarteen. En ek sit my nie in 'n kategorie beter as die ander nie. Om teen die andersdenkendes, word daarvan gepraat, weerskante toe. In die rigting wat die kerk beweeg. Daarom ook my openbare belydenis dat ek verwerp dieselfde geslagsverbintenisse. Ek kan dit meer spesifiek vir jou sê, 'n man met 'n man trou, 'n vrou met 'n vrou trou. Ek verwerp dit as 'n openbare belydenis. Dat dit 'n absolute miskenning is van God se woord, omdat God die skepper is van die huwelik, en dat God dit reeds van die grondlegging van die aarde bedoel het, dat daar kinders uit 'n huwelik moet voortkom, want daardie kinders moet as nageslag daar wees om hom te eer. Daarom verwerp ek die besluit voor julle in die openbaar, dit is die besluit wat die algemene synode ingeneem het, en ek verwerp dit, want dit kom nie in God se woord voor nie. Dis 'n verkragting van God se woord. Ek verwerp ook dat daar geleer word dat elke geslag die woord, hierdie boek, verskillend verstaan. Maar ek glo en bely dat God se woord deur die eeue, soos wat Paulus boeke in die Nuwe Testament geskryf het, God se woord verstaan, en soos die kerk deur die eeue dit verstaan het, dit bely ek as God se woord en as die waarheid. En dat dit wat Paulus geskryf het en geglo het, net so relevant is in ons dag as in sy dag 2000 jaar gelede. Die volgende ding wat ek wou sê was, baie mense nie meer van, is nie bewus dat dit in die kerkorde van 2016 staan nie. Maar gaan dit noem sodat julle nie oningelig is nie. Ek verwerp saambly as sonde. En nie soos in die onlangse kerkorde van 2016 daarvan begin melding gemaak word nie. Wat vir my sê, die algemene synode is van plan om in 'n sekere rigting te beweeg. Ek verwerp saambly as sonde. En ek sal mense trou in my studeerkamer. Want die huwelik is deur die heilige van Israel ingestel. En dis 'n heilige orde wat hy daar gestel het. En sy heilige orde moet gehandhaaf word. Die Bybel leer ons ook, God laat nie
met hom spot nie. Ek verwerp die evolusie-teorie as geheel. Ek verwerp die evolusie-teorie as geheel. Ek kan julle vandag sê, net soveel wetenskaplike is, wat daar is vandag is, wat evolusie voortstaan, is daar Christen wetenskaplikes, wat absoluut die evolusie-teorie teenstaan. Wetenskaplike gelowiges, wat die evolusie-teorie wat teenstaan. Ek verwerp dit absoluut as geheel. Want weet julle hoekom? Die evolusie ontken God as die skepper. Dis wat die evolusie doen. Evolusie ontken God as die skepper van die hemel en die aarde. Ek verwerp dit as bedienaar van die woord. Want die woord leer ons, deur die spreek van 'n woord, het hy dit tot stand gebring. As daardie sonne wat, en die sterre wat ons in die heelal kry so groot is, as hierdie almagtige God by magte was, om hierdie goed te maak, wie's ek en jy om te sê, dit het so gebeur. Inherent verwerp word die skepingsverhaal wanneer hierdie Bybel verwerp. Dis eintlik wat aan die gebeur is. Jy kan na ouer dominees toe gaan, jy kan na ouer professore toe gaan, manne wat hoogs geleerd was wat gesê, ek glo, ou manne, ek glo God se woord, ek glo in die skepping, ek glo dat hy die skepper is van die hemel en die aarde. Ek glo wel, dat 'n spesies binne homself kan verander. Met ander woorde, hy pas aan as hy van 'n droër streek na meer vochtig of van 'n droë streek na meer, dat hy in homself kan verander. Maar ek verwerp dat 'n mens 'n aap was en toe 'n mens geword het. Ek verwerp dit. God het Adam en Eva geskep. Ek glo in die skepingsverhaal, want hy het geskep. Ek glo in die gebeure van die Ou Testament. Elke wonder wat daar gebeur het, elke wonder wat opgeteken is. Ek glo dat Jona deur 'n vis ingesluk is. Ek glo dat Daniël in die leeukuil was. Milo en Willie Maree leef nie meer vandag nie, maar ek weet nie wie van julle was al in die Londense museum. Ek was nog nie daar nie. Maar hy het in 'n boekie geskryf met die naam van Kew Vadis. En Willie was self in daai museum gewees. Baie ou Bybelse perkamentrolle en goed word in daardie museum bewaar. Maar in daai boekie skryf hy, is daar 'n foto van 'n man wat in 1948 gevind was, wat hy deur 'n groot vis, klomp vissers het 'n vis uitgetrek, en toe het hulle die groot vis gehad, en hulle die man, toe hulle die vis oopsluit, hulle die man na 48 uur lewendig in die vis se liggaam gekry, verbrand van die sure van die vis se goed, en sy hare, dink maar soos Jona ook daar beskryf was. Ek glo in 'n God van wonderwerke. Ek glo en bely dat die Ou Testament en die Nuwe Testament, die onfeilbare woord van God is, die enigste waarheid. Hoor mooi wat ek sê. Dus verwerp ek enige ander godsdiens, maar nie die mens nie. Hoor mooi wat ek sê. Ek verwerp enige ander godsdiens, maar nie die mens wat in daardie godsdiens is nie. En ek vir julle sê, hoekom ek so sê. Want die sulkes, wat ander godsdiens of ander gelowe, wat jy dit ook al wil noem, nie verwerp nie. Hoor mooi,
verwerp die Bybel is die enigste waarheid. Verwerp Christus, hoor mooi, as die weg, die waarheid en die lewe. Die enigste naam, Handelinge wat sê, wat aan die mens gegee is, waardeur die mens gered kan word. Ek verwerp nie 'n mens in 'n ander geloof nie. Ek verwerp sy godsdiens. Want hy is 'n middelaar wat vir almal aan 'n kruis gehang het. Rakende mense wat gay is. Ekskuus, ek sê dit nie veroordeel en maar hoor my hart. God het nie die mens so geskep nie. Ek het nie 'n saak wat die mediese sê nie, ek het nie 'n saak wat die slim mense sê, want ek kan vir julle sê, die slim mense van 20, 30, 40 jaar terug het ook gesê, dat God, dis nie moontlik nie, God het nie sulke mense gemaak nie. Mense word so gevorm weens hulle omstandighede. Ek het met mense wat ek gehoor het, wat ek as godsmanne beskou, wat met sulke mense ook gewerk het. Die hartseer saak vir my vandag in die kerk is, dat hierdie dinge voorgehou word, maar ek het hordes getuienis op 'n stadium gehad van mense wat gay was, wat die Here kom vrymaak het. Daai goed word nooit voorgehou nie. Het gaan oor die sonde van hierdie wêreld en 'n leuen gees wat in die wêreld aan die werk is. Die Bybel, glo en bely ek, is histories en korrek. Ek kan vir julle vandag sê, ek weet nie wie van julle volg dinge wat in Israel gebeur het nie. Die opgrawings wat daar plaasgevind het, daar's 'n parkeerarea iewers in Jerusalem, die ou deel van Jerusalem gewees, waar 'n vrou wat 'n karwag is, munte ontdek het wat 2000 jaar gelede is. Hulle daar begin opgrawings doen. Hulle het al oopgegrawe van hierdie kanale wat koning Hizkia laat grou het. Hulle het op daai kanaal al afgekom. Hulle het op die fondasie van die ou tempel al afgekom. Hulle het seelringe van Hizkia opgegrawe. 200-300 voet onder die grond. Ek glo en bely die historiese akkuraatheid van die Bybel. Dat die Bybel Christus se koms tot op die dag, tot op die tyd korrek voorspel het. Ek glo dat die duiwel of die Satan of Lucifer 'n werklikheid is. En nie wat deesdae in ons kerkorde staan, dat party mense glo so en party mense glo nie so. Ek verwerp daai gedeelte, ek erken hom wie hy is nie, ek erken sy bestaan, dat hy 'n werklikheid is, 'n persoon, dat hy 'n gevalle engel was, wat saam met ander engele wat gevalle bose geeste geword het, die vader van die leuen noem die Here Jesus, omdat hy saam met sy engele en hulle wat bestem is tot die ewige verderf, soos die Bybel leer, soos ons belydenisskrifte dit leer, eendag die finale oordeel sal ontvang en na die hel, die poel van vuur gewerp sal word, soos die boek Openbaring dit vir ons sê. Ek erken sy bestaan, maar ek erken hom as niks anders as dit nie. Maar Christus, soos Kolossense 2 vers 19 sê, Christus met sy kruising en sy opstanding, het hy al die bose magte, soos die konings van oud, in 'n triomftog meegevoer,
Hy het oorwinning oor hulle behaal. Ek glo, en sekere teoloog glo dit nie, dat daar 'n hemel is, en dat daar 'n hel is. En dat God beide geskep het, vir hulle wat hom aangeneem het, asook vir die wat hom verwerp, die ewige verderf. Rakende weer die gay gemeenskap, verwerp ek hulle lewenstyl, dat dit nie van God is nie. Daarom was daar Sodom en Gomora. Party teoloë sê Sodom en Gomora het nie plaasgevind nie. Daar is reeds bewyse die afgelope tye gevind dat dit daar was. Die ou vertaling sê God het 'n afskeid daaraan gehad. Ek glo ook dat so 'n persoon tot inkeer kan kom en God se verlossing kan ervaar en deel word van die lewe wat hy gee. Dieselfde wyse glo ek ook dat hy wat ander mense vermoor ook onder sondeoortuiging kan kom en verlossing in Christus deelagtig kan word. Dink aan die verhaal in die kruis, toe die Here Jesus gehang het, twee wat weerskante van hom gehang het. Een het hom aangeneem, een het hom verwerp. Die een wat hom aangeneem het, hy gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dus moet ek bid vir hom of haar wat gay is, dat die persoon tot inkeer kan kom. Maar ek verwerp die lewenstyl, omdat God se woord dit ook so sê. Dat ek mag teregwys, nie oordeel. Want die Bybel sê vir ons ook, die wraak kom vir God toe. By dit wil ek ook sê, as 'n prediker, maak nie saak of hy predikant of 'n pastoor of wat hy ook al is, nie oor sonde preek, met die doel, dat die sondaar hoor, en hom of haar bekeer tot die lewe. God se liefde deur dit oorgedra word. Is so 'n persoon ook 'n mensemoordenaar. Want inherent verwerp jy die kruis. Want Lukas 19 vers 10 sê, hy het immers gekom om te soek om te red die wat verlore is. Hoe kan ek nie oor sonde, die geregtigheid en die oordeel preek, sodat mense kan hoor, genade mag vind en gered word. Dis God se liefde wat in en deur daardie een se lewe is, of straal. Die kruis is liefde. Daar is baie dwaalleraars in ons dag, en veral in hierdie laaste tyd, en ek gaan op 'n stadium as die Here my toelaat, oor persone by name preek, en ek gaan wys op wat hulle sê, en ek gaan sê, hoekom dit nie die waarheid is nie. Nie omdat ek dink ek is beter nie,
maar ek danksy God se genade, ook op 'n stadium my lewe by die kruis gekniel het. En die Here Godsmanne, nie omdat hulle so goed is nie, maar omdat die God wat heilig is in hulle woon, en hulle naby as mens aan hom geleef het. En ek wil dit nie doen as 'n oordeel nie. Want die Bybel sê vir ons, God oordeel. Maar ek mag nie stil bly oor die valsheid, sodat daardie mense struikel, omdat hulle nie geweet het nie. Maar dit uitwys tot lewe van hulle wat daarin vasgevang is. Daar is veral in ons dag mense wat halwe waarhede verkondig. En ek wil dit graag vanoggend pertinent sê, want dis iets wat geweldig besig is om toe te neem. En ek glo ook met my hele hart dat 'n halwe waarheid, maar dat daar ook dat daar 'n dwaalgees is. En leer die spreekwoord nie, ek weet nie Dawie of die spreekwoord reg is nie, 'n halwe waarheid is maar eintlik vals. Ek weet nie of ek dit reg sê nie. Miskien so 'n bietjie anders, maar julle verstaan wat ek bedoel. Mense sê en hoor ek ook deesdae baie. En daar was nie te lank gelede sulke woelinge in ons kerk gewees. Mense sê, Christus het vir my sonde gesterf, wat die waarheid is. Daarom het ek nie nodig om sonde te bely nie, want hy het mos vir daardie sonde gesterf. En ek ag dit vanoggend weer belangrik, want hierdie dinge kom telke male op, hoor ek dit by verskillende mense, om weer daaroor te praat. Wat by implikasie het, in die stelling wat die mense maak, dat al sondig ek het hy daarvoor gesterf. Daar's waarheid daarin. Ek ag dit nodig om daaroor te preek. Want ons vandag, veral in ons tyd, predikers wat dit uitbuit vir die aanhoorders tot die verderf van daardie mense. Die Bybel leer ons ook die volgende. Ek sê nie seker waar dit staan nie, maar weet nie of dit Paulus wat dit skryf het gesê, sulke leraars wat die dwaalweg verkondig het, sal 'n groter oordeel ontvang. Dit sê die Bybel ook. Sê Openbaring nie die volgende nie. Was jy maar warm, of was jy maar koud? Maar nou omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Christus het vir ons sondes gesterf. Johannes 3 vers 16 ken baie mense, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe mag hê. Maar kom ons lees nou 'n paar verse verder. Dieselfde Johannes skryf vers 18 tot 21. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Nou is die hele wêreld nie ter sprake nie, maar Johannes skryf, maar hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie.
Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Daar's die hele wêreld saamgevat in daai 2 verses. Salom en die man in die kruis, die een en die ander een in die kruis. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos gewees. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek gaan na die lig, sodat my werke geopenbaar kan word. En hierdie vers 18 tot 21 verklaar dan eintlik wat Johannes bedoel het by Johannes 3 vers 16. Die Here sê ook elders in sy woord, hy wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar tog lees ons dinge wat die Here sê, die smal en die breë pad. Dieselfde Here wat gesê, nie almal wat van Here, Here sê, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dieselfde een. Paulus skryf in Romeine 5, van die genade. En hier gebruik hulle dit om te sê, sien God het vir ons sondes gesterf. Paulus het eintlik Romeine geskryf sonder hoofstukke, sonder versreëls. Dis so eintlik jy die briewe moet lees. Maar net 'n paar verse verder, dis in die einde van hoofstuk 5, dan kom jy by hoofstuk 6, die eerste verse wat sê hy, beteken dit dat ons nou mag sondig? Sê Paulus stellig nie. Ons wat die sonde afgesterwe het, hoe kan ons nog daarin lewe? Johannes wat die evangelie geskryf het, in sy eerste brief, 1 Johannes 1 vers 10, lees. As ons sê, dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Gaan ek 'n paar verse verder. 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. In Johannes 3 vers 6, gaan ons bietjie verder. Elkeen wat in hom bly, Johannes 15, die wat in my bly, die wat nie in my bly nie, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en het hom nie geken nie. Vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad, die wedergeboorte, in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Wat maak ek hiermee? Almal het gesondig, soos Paulus skryf in Romeine 3 vers 23. En het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. In Johannes 1:10. Vers 9 praat van sy saad in die mens. Met ander woorde die ewige lewe. Met ander woorde die sonde wat nie tot die dood lei nie. Die ewige verderf. Dis waarvan hy praat. Johannes bedoel eintlik dit. Want in 1 Johannes 2 vers 1 het hy gesê, van dat as ons sondig, dan het ons die voorspraak, Jesus Christus, die regverdige.
Die bedoeling is dit. Die erfsonde leef in my, dit leer ons belydenisskrifte ons. Sy Gees woon in my, om my te lei, te tug, te vermaan, te bemoedig, te waarsku. En as die Gees in my is, dan sal hy my aankla. Nie tot die ewige verderf nie, want die saad van die ewigheid is in my. Maar soos die geleesde gedeelte in Hebreërs 12 gesê het, die Here gesê, julle, ek tug julle, soos 'n vader sy seun tug. Die wat nie getugtig word nie, is nie egte kinders van God nie. God tug ons, maar wat is daardie tug waarvan Hebreërs praat? Is nie noodwendig nou as die kind stout is, nou kry hy die pak nie. Dit sluit dit in onder andere, maar die tugtiging waarvan Paulus hier in Hebreërs praat, is jou hele lewe, hoe God jou lei in tug en vermaan, in bemoedig. Dit is waarvan Paulus hier praat in Hebreërs 12. Met ander woorde, ek is nie perfek nie. As ek verkeerd doen, het ek die seën. Maar beteken dit dan nou dat ek dit nie bely nie? Want wat sê Jakobus vers 5 vers 16? Bely julle sondes teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word. Het die Here Jesus nie in die Onse Vader geleer, Vader, vergeef ons sondes, soos ons die vergewe wat teenoor ons oortree. Daarom sê ons teksgedeelte, vers 8. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal, dis kinders van God, deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie, sê die ou vertaling. Dis sê die woord vir ons duidelik. Mens kyk altyd na die woord konsekwent en as geheel. As jy waarlik sy kind is, hy sê egtheid, dan gaan hy jou tug. En die tug sê ek nie, is net die hele tyd pak slaan nie. Dis bemoediging, dis vermaaning, dis opbouing. Dis soos jy met jou kind handel. Wanneer hy goed doen, prys jy hom, wanneer hy stout is, tug jy hom. Dis hoe God die Vader met sy kinders ook is. Jou opvoed in sy woord, vermaan, opbou, teregwys. Vers 12, tot heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. So wat's die bewys dan daarvan? Paulus skryf ook daar in Hebreërs 12, dat dit is nie nou lekker vir ons nie. Dis nie lekker as die Here vir jou sonde in jou lewe, of jou hart op jou vingers kom tik, oor sondekies wat jy vertroetel in jou lewe nie. En as die Here op 'n punt in jou lewe kom en sê, ek het nou genoeg gehad van dit wat jy het, ek het vir jou gesterf aan die kruis. As hy kom en hy gryp jou aan die kraag in liefde, omdat hy gesterf het, sy bloed gevloei het aan die kruis. Mense, ons moet altyd vanuit hierdie oogpunt kyk na sonde. Dit het ons middelaar sy lewe gekos. Sy bloed wat gevloei het, sodat ek en jy moet sonde moet speel. Hy is daar. Vergewe, spreek vry. Die gebed wat Christus sy disippels geleer het. Jakobus 5
vers 16, wat ek nou vir julle gesê het. Alhoewel ons leer in die Onse Vader, wat die Here Jesus sy disippels geleer het, Vader, vergeef ons sondes, en ek wil die klem sit op die sondes, is die Bybelse boodskap in geheel. Hoor mooi, ek het dit al baie gesê, dat sonde het 'n naam. Sonde het 'n naam. Want ek hoor talle keer mense bid, Here, vergewe my sondes. Ons het talle voorbeelde in die Bybel daarvan. En dat hierdie sonde wat ek gedoen het, waarvan die Gees my oortuig het, by name bely moet word. Kom ek help julle. Toe Dawid betrap was met oorspel wat hy met Batseba gepleeg het, en toe hy haar man vermoor het. Toe Nathan die profeet na Dawid toe kom en vir hom vertel van 'n lammetjie, en toe sê Dawid wat die ryk man kom neem het en geslag het om vir sy kuiergaste te gee, toe sê Dawid, so een moet gedood word. Toe sê Nathan vir hom, jy is die een. Die Here deur die profeet van Nathan vir Dawid gaan wys, wat het jy gedoen? Psalm 51, en Dawid het dit gaan bely. Toe Dawid die volk in hoogmoed laat tel. Toe die Here vir hom vra, deur die profeet, ek kan nie onthou wat se profeet dit was nie, gesê, wat moet ek jou aandoen? Ek gee jou 3 keuses. En toe die engel van die Here gekom het met sy swaard, met sy ontblote swaard, en hy het onder Israel beweeg met sy ontblote swaard, en mense het gesterf, en toe hy by die dorsvloer, ek kan nie onthou wie se dorsvloer, kom net, toe Dawid die engel sien met sy ontblote swaard, toe sê hy, wie se grond is hierdie? Hy het gesê, vir wat verkoop hierdie dorsvloer? En die man wou dit eers gee, toe sê Dawid, nee, want anders sou hy sonde op sonde gestapel het. Dawid koop toe daardie grond, en hy bring die offer aan die Here, en die engel van die Here staan daar, sy swaard terug in sy skere getrek. Die Here wys vir Dawid dat hy hoogmoedig was. En hierdie belynis, my openbare belynis, is vanoggend nie net 'n belynis nie. Maar ook 'n teregwysing na die waarheid. 'n Teregwysing tot bekeer en berou. Dat jy dalk nie die waarheid alles geglo het nie. Omdat jy dalk anders wys gemaak was as wat anders die waarheid is. Ek het lank terug, ek kan nie onthou wie die predikant was nie, maar die volgende ding gesê, en dit was so waar. Elke geslag laat 'n bietjie meer toe. Daar's die antwoord, hoekom baie kinders vandag nie meer kerk toe kom nie. Hoekom baie ouers nie meer kerk toe kom nie. Ek onthou as jong seun, my pa se laaste gemeente. Tydens kerk, hoe ouers hulle kinders ingery het. Sondagskool, maar nooit self in die kerk was. Toe ek 'n klein seentjie was met 'n aanddiens, 200-300 mense was in 'n aanddiens. 'n Oggenddiens 500 tot 700 mense in 'n kerk. Vandag is dit 'n ander prentjie. Elke geslag laat 'n bietjie meer toe. Dus kom ons sit vandag waar ons sit. En ek sê dit vanoggend, een en elkeen van julle nie uit hoogmoed nie.
maar omdat ek glo die Here het my so gelei. Mag jy vanoggend saam met my bely. Want tugtiging deur die Here is ook iets wat lei tot heiligmaking. Hoekom moet ek en jy heilig word? Want hy is heilig. Die Here sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. God se woord is onfeilbaar, die absolute waarheid. Geskiedkundig korrek. Alles wat opgeteken staan, het gebeur. Weet, daar's gelykenisse ook. God het geskep, want hy is die skepper. En hy hou sy skepper in stand. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, mag hulle wat u woord vanoggend gehoor het, selfs daar waar die preke aangestuur word, dat ons mag hoor, dit wat die kerk, Here, vir soveel eeue bely het. En nou skielik in ons dag, het die mens slimmer geword as God self. Maar ek weet ook die woord sê, hy sê in sy woord, ek het hulle oorgegee aan hulle dwaasheid. Dat daar ook in ons dag Christen wetenskaplikes is wat opstaan en sê, ons stem nie saam nie. Daar's genoeg bewyse ook vir dit, wat in die woord staan. Hierdie boek, die Bybel, is nie net 'n boek nie. Dit is God se woord. Hierdie boek is God se handeling met die mens. Mag Here gee dat ons almal aan die waarheid mag vashou, en dat U ook in die woord sê, die waarheid sal julle vrymaak. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek nes 'n kindjie in geloof hierdie boek aanvaar. En dat ek basies opstaan teen dit wat die afgelope tyd verkondig word, wat in stryd is met God se woord, wat in stryd was met dit wat die kerk geglo het. Omdat ek glo, Here, dat daar baie wolwe in die kerk ingekom het. Maar gee, Here, dat daardie wolwe, hulle kan ook nog redding vind in Christus Jesus. Dankie vir daardie genade, daai onbaatsigtige liefde wat U seun vir ons aan die kruis gedoen het. In die naam van Jesus, amen. Ontvang die seën. Mag die liefde van die Vader en die Seun met elkeen van julle wees deur sy inwonende Gees. Amen.